Môre, dis Saterdag die 18de Julie en ek hoop jy begin vandag met vrede in jou hart. Nie omdat alles in jou lewe reg is nie, maar omdat God dieselfde bly. Gister het ons gesien hoe Jakob uiteindelik vir Benjamin laat gaan het. Dit was nie maklik nie. Hy moes sy eie planne los en hy moes leer om God te vertrou. En vandag kom die broers terug in Egipte aan. Maar iets gebeur wat hulle glad nie verwag nie. Hulle word nie na die markplein geneem nie. Hulle word na Josef se huis toe geneem. En hulle dink net een ding. Nou is ons in groot moeilikheid. Nou vandag gaan ons aan in Genesis 43 en ons hanteer vanaf verse 15 tot 25. En ek wil jou aanmoedig om vandag die hele gedeelte in jou Bybel te gaan lees. Want die titel van vandag se oordeenking is Vrede vir julle. Dink gou hieraan. Het jy al ooit gevoel jy kan nie met vrymoedigheid na God toe gaan nie? Dat jou verlede jou bly aankla? Dat God dalk kwaad is vir jou? Hou daardie gedagte vas, want vandag wys hierdie gedeelte vir ons iets wonderliks oor God se hart. Nou kom ons begin in vers 15. Daarop neem die manne die geskenk en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle en ook Benjamin. En hulle het klaargemaak en na Egipte afgetrek en voor Josef gaan staan. Die broers doen presies wat Josef gevra het. Hulle vat Benjamin saam. Hulle vat die geld terug. Hulle staan weer voor die man wat hulle so bang gemaak het. Maar dan gebeur iets onverwags. Josef gee opdrag dat hulle na sy huis toe gebring moet word. Hy laat 'n maaltyd voorberei, maar die broers weet dit nie. Hulle dink hulle word na sy huis geneem om gestraf te word. Luister wat sê vers 18. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was en met hom gespreek by die ingang van die huis. Hulle gewete het hulle gepla. Hulle dink dadelik aan die geld wat hulle die vorige keer in hulle sakke gekry het. Hulle is daarvan oortuig, nou gaan ons boet. Maar toe praat Josef se bestuurder met hulle en sy eerste woorde verander alles. Hy sê, vrede vir julle, moenie bang wees nie. Wat 'n wonderlike manier om gegroet te word. Waar hulle straf verwag het, ontvang hulle vrede. Nou is dit nie dikwels hoe ons ook dink nie. Ons doen sonde, ons gewete kla ons aan. En dan dink ons God wag net om ons te straf. Ons verwag oordeel. Maar hierdie gedeelte wys vir ons iets anders. Die broers stap na die huis toe met vrees, maar aan die ander kant van die deur wag genade. Hulle verwag kettinge, maar God berei vir hulle 'n tafel voor. Hulle verwag straf, maar hulle hoor, vrede vir julle. En dalk leef jy vandag ook met skuld oor iets in jou verlede. Miskien dink jy God kan jou nie vergewe nie, maar onthou, wanneer ons na God toe kom op sy manier, ontvang ons nie wat ons verdien nie. Ons ontvang sy genade. En kyk hoe mooi hierdie gedeelte reguit wys na Jesus toe. Net soos Josef se broers, kom ons almal met sondeskuld na God toe. Ons weet ons het gesondig. Ons weet ons kan dit nie self regmaak nie. Maar God het lank voor ons nog aan hom gedink het, reeds voorsien. Hy het sy seun gestuur, Jesus Christus. Aan die kruis het Jesus die straf gedra wat ons verdien het. Hy het betaal vir ons sonde. Hy het gesterf, maar op die 3de dag het hy uit die dood uit opgestaan. En daarom kan elkeen wat in hom glo, met vrede na God toe kom. Nie omdat ons goed genoeg is nie, maar omdat Jesus alles klaar gedoen het. Daarom sê God vandag ook vir elke gelowige, moenie bang wees nie, daar is vrede. Nie omdat jou verlede perfek was nie, maar omdat Jesus jou verlosser is. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat ons nie met vrees na U hoef te kom nie. Dankie dat U ons deur Jesus met oop arms ontvang. Vergewe ons, waar ons dink ons moet eers onsself regmaak, voordat ons na U toe kan kom. Dankie vir die Here Jesus. Dankie dat hy ons sonde aan die kruis gedra het. Dankie dat hy opgestaan het en leef. Help ons om vandag in die vrede te leef wat hy vir ons gekoop het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.
Die vyand wil hê jy moet met skuld leef, maar God nooi jou om met vrede te leef. As jy in Jesus is, hoef jy nie bang te wees om na God toe te kom nie. Hy ontvang jou met genade. Leef vandag so dat ander die vrede van Christus deur jou kan sien. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.